In vandag se video gaan ons bietjie met voorbeelde werk. Nou, voorbeeld 1, vra hulle, beskou die volgende ry. 8, 5 en 2. Nou, voordat ek na enige vraag kyk, gaan ek gou vir my die basics skryf. Ons weet, 'n lineêre getalpatroon, se algemene term is Tn is gelyk aan Bn plus C. Ons weet hoe om die B te kry en ons weet hoe om die C te kry. Dan weet ons, 'n kwadratiese getalpatroon, so algemene term is Tn is gelyk aan An kwadraat plus Bn plus C. Nou, hoe weet ons wat is die verskil tussen lineêr en kwadraties? Ons kyk of daar gemeenskaplike verskil is in hierdie ry. Dan weet ons is 'n lineêr. Maar as hy nie is nie, dan weet ons gaan met kwadraties werk. Nou van 8 na 5 minus ons met 3. Van 5 na 2 minus ons met 3. So ons weet jou B-waarde is gelyk aan -3. Ons weet my C-waarde gaan my eerste term wees minus my 3. En dit wil sê 8 plus 3 gaan dus 11 gee. Nou, kom ons lees die vraag. Nou, dit is alles wat ek gedoen het voordat ek die vraag gelees het. Nou, vraagie A. Bepaal die endeterm. Nou, wanneer hulle praat van bepaal die endeterme, praat hulle eintlik daarvan om die algemene terme te bepaal. So, vraagie A. Tn is gelyk aan Bn plus C. So, by die vraagie, om te antwoord, gaan jy nou die skryf, en jy gaan hierdie skryf. En dan gaan jy sê, dit wil sê, Tn is gelyk aan -3n plus 11. Vraagie B. Bepaal die 25ste term. Nou, om die 25ste term te bepaal, gaan jy in n se plek 25 in substitusie. So dit wil sê, en jy gaan die in jou sakrekenaar inskakel, so -3 maal met 25 plus 11, gaan vir jou -64 gee. Vraagie C. Watter terme is gelyk aan -109? So jy gaan in Tn se plek -109 in substitusie, om jou n te bereken. So jy gaan die 11 oorvat, so jy gaan sit met -109, -11, gaan sit met -120 gelyk aan -3n. Om n alleen te kry, gaan jy aan albei kante deel met -3. Dus gaan jou n-waarde 40 wees. So dit wil sê, dit gaan term 40 wees. Kom ons kyk na voorbeeld 2. Nou, voordat ons kan bepaal of dit 'n lineêr of kwadraties is, moet ons kyk wat is my konstante verskil en of daar 'n konstante verskil is in jou eerste rytjie. So jy gaan begin deur te sê 3 minus -2. En jy gaan sien die verskil gaan 5 wees. Van 3 na 10 gaan my verskil 7 wees. En van 10 na 19 gaan my verskil 9 wees. So jy plus die hele tyd met 2. Van 5 na 7 plus 'n mens 2. Van 7 na 9 plus 'n mens 2. So jy kan agterkom dat hierdie 'n kwadratiese getalpatroon is. Nou, jy weet, deur middel van die vorige video's, dat 2a gelyk is aan die waarde, 3a plus b gelyk is aan jou eerste rytjie, en a plus b plus c gelyk is aan jou eerste getalletjie daar. En deur dit gaan jy nou elkeen bereken. So a gaan jy nou bereken deur middel om a alleen te kry.
So dit wil sê, jy gaan albei kante deel met 2, so jou A-waarde gaan 1 wees. Dan gaan jy in A se plek 1 substitusie, en jy wil B alleen kry. Nou hier sit 'n positiewe 3, en as jy hom oorvat, verander dit in 'n negatief 3. So dit gaan 5 negatief 3, gaan B gelyk wees aan 2. En A plus B plus C gaan gelyk wees aan negatief 2. A is 1, B is 2, plus C is gelyk aan negatief 2. Die gaan 3 wees, jy gaan 3 oorvat, so dit word 'n negatief 3, negatief 2, negatief 3, gaan C dus negatief 5 wees. So al hierdie inligting doen ek voordat ek die vraag beantwoord. Nou lees ek die vraagie A. Bepaal die algemene term van hierdie ry. Nou deur middel van hierdie kan ek my algemene term bepaal. Jou A-waarde gaan 1n kwadraat plus 2n min 5 wees. Net deur dit te doen. My B-waarde, vraagie B, bepaal die waarde van term 50. So in n se plek gaan ek 50 in substitusie. So hierso gaan ek 1/50 kwadraat plus 2 maal met 50 min 5. En ek gaan dit in my sakrekenaar in substitusie. So 50 kwadraat plus 2 maal met 50 min 5. En my antwoord gaan wees 2595. Kom ons kyk na vraagie C. Watter term sal 'n waarde van 138 hê? So in die plek van Tn gaan jy 138 in substitusie. Nou gaan jy hom oorvat. So dit word min 138. So negatief 5 min 138 gaan vir my negatief 143 gee. Nou, deur middel van faktorisering gaan jy 2 antwoorde vir n kry. Nou gaan julle nou wys hoe om n te faktoriseer. Kom ons kyk hierso. Jy gaan sê, n is gelyk aan negatief b plus minus b kwadraat minus 4ac op 2a. So dit wil sê, n gaan gelyk wees aan negatief 2 plus minus 2 kwadraat minus 4 maal met 1 maal met negatief 143. En onder gaan die 2 maal met 1. Jy gaan dus 2 antwoorde kry. En jy gaan hierdie presies so in jou sakrekenaar intik. En jy gaan 'n antwoord negatief 13 en 11 kry. Nou belangrik, hierdie antwoord wat jy hier kry, kan nie werk nie. Rede, jy kry nie iets soos 'n negatiewe terme nie. So dis nie van toepassing nie. Want jy 'n termnommer is altyd positief. So dit wil sê, vir vraagie C is jou antwoord 11.